Gemeente van die Here Jesus Christus op die opstandingsmorgen, groet ek julle in die naam van die Vader en van die Seun, die opgestane Here Jesus en werk van die Heilige Gees. Baie welkom by vanoggend se erediens. Paasnaweek is deur al die eeue was Paasnaweek die belangrikste eredienste, belangrikste geleentheid in die lewe van die kerk en die lewe van elke gemeente. En ons is saam om hierdie onbeskryflike en dikwels selfs onverstaanbare waarheid te herdenk. Jesus was dood en Jesus leef. En ons is die mense wat nou daar die opstandingslewe op 'n nuwe manier moet leef. In 'n wêreld wat sonder dat hulle dit weet, op soek is na iemand, op soek is na hoop, en hoop wat nêrens anders gevind kan word as net by die opgestane Here Jesus. Welkom by hierdie geleentheid vanoggend. Ons skriflesing vanoggend is uit Lukas 24. Ons gaan lees vanaf vers 36. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle: vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle: waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle: het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle: dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle: so staan daar geskrywe: die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Tot sover lees ons. As ek vanoggend begin, wil ek net graag tog herinner aan hoe ons dan nou in besonder as gereformeerde kerk en gereformeerde teoloë oor die opstanding dink. En dit is natuurlik in baie belydenisskrifte vervat, maar is daar vervat omdat dit in die woord staan. In Romeine 6 vers 4, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. En dit maak die opstandingsfees wat ons nou, waarvoor ons hier saam is en wat ons vier, net nog soveel meer. Ja, Jesus het opgestaan.
En ja, dis iets wat ons met ons verstand probeer verstaan, maar nie altyd kan verstaan nie. Ek onthou onlangs met een van die studente wat ek gementor het, toe praat ons oor die opstanding en die student sê toe vir my, maar ek sukkel om my kop hier om te kry. En ek vra toe, maar hoekom? Sy sê, nee, iemand het na haar toe met haar gepraat daaroor, en toe sê hulle, maar sê nou jy was daar, waar die disippels was, en ewe skielik staan hierdie persoon daar. Sou jy dit geglo het? En sy het gesê, wel ek weet nie, dis my moeilike situasie, ek weet nie of ek het sou geglo het nie. En toe sê die persoon, maar hoekom moet jy dit dan verstaan en glo? En sulke uitdrukkings skep by ons onnodige twyfel. Ons glo nie net wat ons verstaan nie. Ons glo wat die woord van God vir ons verduidelik en sê. En Jesus het opgestaan. In Lukas 24 vertel as ek dit so kan stel, die historiese verhaal wat in die geskiedenis gebeur het. En dan kom Paulus in Romeine 6 en eintlik dwars deur die hele brief van Romeine kom hy en hy sê, maar hierdie is die implikasie van die opstanding van Jesus vir julle lewe hier en nou. Julle het saam met hom opgestaan. Dis nie, die opstanding is nie iets wat net in die toekoms gaan gebeur. Daar gaan 'n ander tipe opstanding wees. Maar die werklikheid is dat deur ons doop en deur ons geloof in hierdie Here Jesus Christus, het ons saam met hom opgestaan, sodat ons 'n nuwe lewe kan lei. En dit is die opstandingslewe. Dis 'n opstandingslewe, waar die impak van die opstanding van Jesus Christus ons lewe hier en nou verander. Later in Romeine sou Paulus skryf, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Romeine 12 vers 1 en 2. En die beginsel waarna die woord hier verwys is in die latere sielkunde wat hier in ongeveer 1960, 59 en 60 deur Beck ontwikkel is, wat nie 'n gelowige was nie. Maar hy het hierdie ding besef dat nuwe denke lei tot nuwe lewe. Die hele wêreld was in ekstase oor Beck se formulering van hierdie ding. En toe op 'n stadium het die gelowiges begin sê, maar ons glo dit nog al die tyd. Ons weet dis wat die woord vir ons sê. En dis hoe God ons geskep het. Nuwe denke lei tot nuwe lewe. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Die enigste probleem was dat ons dit geglo het, maar ons nie geweet het hoe om dit in die praktyk te laat gebeur nie. En daarmee het Beck ons toe kom help met wat ons vandag noem die kognitiewe gedragsterapie, wat 'n reuse verskil in mense se lewens maak. Nou Lukas 24 beskryf vir ons iets van die disippels se denkpatrone daar in die bovertrek. Dis waarskynlik waar hulle heen gevlug het, die donderdag aand toe Jesus gevange geneem is. En ons weet nie of hulle almal by die kruis was nie, die boodskap wat ons lees sê, Johannes en Maria was daar, maar die ander was waarskynlik nie daar nie, en dit is waarskynlik waar hulle vasgekeer gesit het, en gewonder het, maar wat nou? Hierdie Jesus van wie ons soveel verwag het, wat ons geglo het is die vervulling van die skrif, soos ons dit in die Ou Testament lees, hy is nou dood. Want net soos ons,
het hulle geen verwysingsraamwerk van iemand wat doodgaan, wat begrawe word en dan weer opstaan nie. Ja, dalk was Lazarus daar en dalk is dit 'n voorbeeld, maar hulle het nie so ver gedink nie. Hulle het nie so ver gedink nie. Hulle was vasgevang in 'n stuk trauma. Hierdie man wat vir ons sy vriende genoem het, is dood. En dis met hierdie trauma wat hulle daar in die bovertrek sit. En hulle is nog besig om te praat. Maar dan sien ons in die teks wat ons gelees het, wat het is wat hulle beleef het. Hulle was verskrik. Hulle was bang. Dit wat hulle gedink het, was nie in pas met die werklikheid nie. Hulle is alles as gevolg van skok. En dan sien hulle Jesus. Hulle eerste gedagte is, dis 'n spook. Ag, ons moet maar eerlik wees. Sou ons anders gereageer het, as om te dink, dis 'n spook? Ek glo nie. Maar dis hulle eerste gedagte. En toe Jesus sien wat in hulle lewens en in hulle gedagtes aan die gang is, toe open Jesus hulle verstand om die skrif te verstaan. Ek sou dit tog dan vanoggend so wou sê, dat ons eers in ons denke, in ons gedagtes, saam met Jesus moet opstaan, voordat ons die opstandingslewe kan leef. Dis waar geloof inkom. En geloof is om die onsienlike te sien. Geloof is om die ondenkbare te glo, omdat God dit aan ons bekend gemaak het. Dis geloof. So hier in my verstand moet ek sê, dalk pas die gedagte van die opstanding nie in by die denkpatrone van 'n persoon in die jaar 2025 nie. Dalk pas dit nie, dalk is dit vreemd, maar ek glo, dit het ons in die geloofsbelydenis ook gesê, ek glo dat Jesus opgestaan het. En ek glo dit met my hele hart. En ek bely dit met elke stukkie menswees in my. Jesus het opgestaan. En Jesus leef en ek met hom. Nou die disippels was nou die getuies van Jesus se lewe. Vir 3 jaar lank en 'n bietjie het hulle saam met hom geleef, elke dag byna. En hulle het so baie dinge sien gebeur, het baie dinge gehoor, het baie dinge beleef, en hulle is die getuies. En op die ouend natuurlik is dit hulle wat dan ook vir ons die 4 evangelies gee. En elkeen van hulle vertel die verhaal van die opstanding. Een van hulle vertel nie eers regtig die verhaal van die geboorte van Jesus nie. 2 van hulle eintlik, maar oor die opstanding swyg nie een nie. Want met hulle hele hart het hulle dit geglo. Jesus het opgestaan. Ongelukkig word hierdie opstandingslewe soms in ons voorgehou as 'n lewe wat gepaard sal gaan met
met marteling en swaar kry en seer, omdat die wêreld ons dan nou nie gaan aanvaar as ons in Jesus glo en die boodskap van Jesus verkondig nie. Maar ons is nie in daardie situasie nie. Dit gebeur, ja, dit gebeur. Maar in Suid-Afrika is ons nie in daardie situasie nie. Inteendeel, niemand gaan jou verskriklik veroordeel as jy sê jy's 'n Christen nie. As jy sê jy glo in die opstanding nie. Hulle gaan dit bevraagteken dalk en sê, maar hoe kan jy? Maar dis nie veroordeling nie. So, ons kan ons geloof vrylik bely en vrylik beleef. So, die opstandingslewe is nie 'n lewe wat noodwendig vir ons enige vorm van lyding of swaar kry of marteling oor die pad gaan bring nie. Dis gewoon nie waar nie. Aan die ander kant is dit wat die disippels in Lukas 24 beleef, tog baie interessant. Geskok, verskrik, bevrees, uitvoeling met die werklikheid. Nou, baie mense beleef hierdie emosies, dis alles emosies, in hierdie denkpatrone. Maar is nie noodwendig, dit is eintlik dikwels glad nie aan hulle geloof gekoppel nie. Dit is gekoppel aan dit wat hulle in hulle lewens ervaar het. Ek het nou in die begin gesê dat die disippels 'n stuk trauma beleef het. En in ons tyd beleef mense ook trauma, en dan beleef hulle al hierdie gedagtes en al hierdie emosies net so. So dis 'n marteling op sy eie, en hierdie mense beleef dit eintlik daagliks. En in die tyd waarin ons lewe, in ons land, is dit al hoe meer so. Wat tans in die politiek en in die regering en in die wêreld aan die gang is, het ons op 'n vlak gebring van ongekende onsekerheid. Sommige van ons wat daar deur is met die 1994, die voorbereiding daartoe en dan nou ook die eerste demokratiese verkiesings, het dit ook so beleef. Dit was nogal moeilik om daai tree te gee. Maar dit waarin ons nou vasgevang is baie erger as wat ons in 1994 beleef het. So iets van hierdie trauma is in ons gemeenskappe, in ons lewens, in ons wêreld. Want met die politiek soos ons dit lees, nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd, lyk dit asof daar vir ons aan die suidpunt van Afrika, en as ek mag, in die besonder aan die Afrikaner mense, of daar 'n donker tyd vir ons voorlê. Maar as die vraag in hierdie opstanding, maar watter verskil kan die opstanding van Jesus in hierdie wêreld en hierdie lewe maak? Nou ek het 'n video wat ons nou gaan speel. Nou, een van die belangrikste geskiedskrywers in die geskiedenis, uiteindelik vir die Romeinse keiser die geskiedenis opgeteken, maar hy het baie noukeurig ook, juis op versoek van die Romeinse keiser, die lewe van Jesus en dan ook dan veral die eerste gelowiges en eerste gemeentes opgeteken. Maar dis hy wat die woord gebruik van, hy sê James the Lesser, is dit in Engels vertaal. Met ander woorde, Jakobus, die disipel Jakobus, die mindere. En julle sal in die video sien ook die rede hoekom hy die naam gekry het, is omdat daar twee
Jakobus was tussen die 12 disippels. En die een was nou Jakobus, die seun van Zebedeus en die broer van Johannes. En hierdie was die tweede Jakobus. Na bewering, waar ons die bevestiging het nie, die broer van Jesus. Maar om die twee van mekaar te onderskei, het hulle gesê, James the Lesser, Jakobus die mindere. En in hierdie video word op 'n besondere manier uitgebeeld. Kom ons kyk daarna. My name is James, and I'm one of the disciples, but not the one you're thinking of. I'm the other one, James the Lesser. That's what the disciples would call me to distinguish between the two of us. But none of that matters anymore. Because Jesus was sealed in a tomb, and 3 days later, he flipped life as we know it on its head. It was evening, we were all in this large room, and he appeared. And when I say that he appeared, I mean, he was not there. And then all of a sudden, there he was. And he was telling us to calm down. He was telling us something about peace. I don't know. He was saying something about food. And I don't know if you work up an appetite conquering death. Needless to say, we were terrified, excited, and happy. Yeah, we were really happy. We thought it was over. We thought all of this was done. But instead, he put death in its place. He did it. He did it. And when I look at myself, I see the disappointment. I see the dismissal. I see the lesser. And I realize I'm pretty forgettable. But then I remember, he did it. He conquered death. He did it for me. Because of the cross, because of Christ, I am redeemed, reborn even. He has set me free from my sin. He has set me free from myself. And I do not mind having less of me if it means I can have so much more of him. In vers 37 van Lukas 24 lees ons: Hulle het geweldig geskrik, het bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle: Waarom is julle verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? In die video sou jy nou gehoor het hoe hierdie Jakobus disipel sy eie ervaring beskryf. Vanuit die oogpunt van iemand wat later begin glo het. En hierdie is nou nogal belangrik. En hy sê dit ook, ons het dit reeds gehoor. Hy sê, dis hoe hy later na homself ook begin verwys het. Jakobus die mindere. Toe ons op skool was byname 'n baie algemene ding. Ons was in die koshuis. En as jy in graad 8 of standaard 6 dan nou in die koshuis ingaan, dan kry elke een 'n bynaam. En party van die byname was bietjie vernederend, indien nie almal nie. Maar dit was eintlik bedoel om hierdie
hierdie standaard sessie net te laat besef, maar hoor jy was dalk hierdie groot persoon in graad 7 in die laerskool, maar nou is jy eintlik niks. Maar by sommige daai bynaam vasgesteek. En hulle is dit genoem deur die onderwysers, deur al die kinders, almal het hulle so geken. En by sommige het dit vasgesteek. En dit was nie dit was nie goed nie, maar het op die ou end begin glo. Dit is hoe ek regtig is. En dit is wat Jakobus hier sê. Hy sê, ek het begin glo, ek is nie belangrik nie, ek maak nie saak nie, vir hierdie ander 11 maak dalk vir hom saak, want op die ou end is hierdie Jakobus die laaste disipel wat gekies is ook. Al die ander is eerste gekies en heel laaste, Jakobus. So alles of hy so iets van 'n spaarwiel was. So die punt wat ek wil maak is eenvoudig dit. Hy het min van homself gedoen. Wat ons ken as minderwaardig. En hierdie disipels in die bovertrek het ook iets daarvan beleef. Maar ek wil dit aanspreek omdat dit 'n geweldige groot probleem is in die tyd waarin ons lewe. In Engeland het hulle 'n redelik groot wêreldwye stuk navorsing gedoen oor minderwaardigheid. En dit was 3 afsonderlike studies deur dieselfde groep mense onder 3 ouderdomsgroepe. Die eerste was die tussen 25 en 35. Dit is normaalweg die wat klaar studeer het en in hulle eerste beroep is. En hulle het probeer vasstel, maar hoe erg is die probleem van minderwaardigheid in daardie mense se lewe? En die resultaat wat hulle gekry het, 80% van daardie mense beleef en glo dat hulle nie goed genoeg is nie. En die tweede groep wat hulle toe nou gedoen het, was studente. Met ander woorde, jy kry hier van 18, kom ons sê dan nou maar tot 24, daardie jaargroep. En hulle navorsing het daarop gedui dat iewers tussen 80 en 90% van studente het so minderwaardigheidsgevoel. En toe het hulle by die hoërskoolleerders gekom. Hulle het nie net gesien dat die syfer in die omgewing van 90% is nie, maar hulle het gesien, en hulle het dieselfde by studente ook gesien, hulle het gesien dat by al twee het hierdie minderwaardigheidsgevoel 'n uitwerking gehad op hulle akademiese prestasies. So, ek sê dit sodat ons kan weet dat hoe ons oor onsself dink en hoe ons onsself vir onsself beskryf en hoe ons glo wat mense oor ons en van ons sê beïnvloed hoe ons presteer, hoe ons leef, beïnvloed my gemoedstoestand. Want al hierdie goed loop so dikwels uit op depressie. Ek het verlede jaar 'n redelike groot belydenisgroep gehad en toe op 'n stadium wou ek ook maar net so 'n bietjie vir myself kyk, waar lê hulle hierdie kinders se gemoedstoestand. En daar was nie een in daai hele groep wat een of ander behandeling vir 'n angsversteuring gehad het nie. So, hulle het daagliks pille gedrink om hierdie angs wat gepaard gaan met minderwaardigheid die hoof te bied. Nie geslaag nie, dikwels nie geslaag nie. En ons ek vra dit nou maar weer, watter verskil
maak die opstanding van Jesus hieroor. En oor enigiets anders ook, né? En die rede hoekom ek die klem deurtrek hiernatoe is dat ons nie in ons geloof altyd moet dink, maar wie ek glo ter wille van die lewe hierna nie. Ja, dit ook. Maar ek glo ter wille van die nou. Ter wille van dit wat Paulus dan sê, ek het saam met Jesus opgestaan, sodat ek nou 'n opstandingslewe kan lei. Daar is egter hierdie groter waarheid. Minderwaardigheid beteken om aanhoudend minder van jouself te dink. Dit begin by vrees. Vrees dat jy nie goed genoeg is nie. Jy glo dinge van jouself wat nie waar is nie. En dit voed ook twyfel. Nie net oor jouself nie, maar selfs oor ander mense. Het die mense naby aan my regtig lief? Of sê hulle maar dit maar net omdat hulle dit moet sê? En dan kom dit deur na God toe ook, maar het God my ook regtig lief? Want kom, kyk na my lewensomstandighede. Daar's soveel dinge wat die teendeel van my wil wys. Dat God eintlik nie vir my omgee nie. Dat ek eintlik nie vir God belangrik is nie. Maar ons moet ook hierdie raak sien. God het elkeen van ons geskep met 'n bepaalde waarde, betekenis en doel. En die verlossingswerk van Jesus Christus is nie bedoel om ons deur geloof op die plek te bring waar ek op my reistoel sit op die stoep en wag vir die wederkoms van die Here nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor hierdie waarde, betekenis en doel waarvoor God elke mens op hierdie aarde kom plaas het. En wanneer jy leer om die vrees, die leuns en die twyfel te herken en te vervang met die waarheid, dan begin jy jouself sien soos God jou sien. Jy is kosbaar, geliefd en geskep met 'n doel. Dis hoe ons onsself moet sien. Maar ons moet ons denke vernuwe. Dit sê Romeine 12 vers 1, Romeine 12 vers 2 sê, dit doen die Here wat die Gees is. So ons moet hierdie denke moet ons oorgee. Die opstanding van Jesus het Jakobus is laat besef, maar ek kan anders dink oor myself. Ek kan in die lig van Jesus se opstanding nuut begin dink oor alles. Toe Jesus uit die dood opstaan, toe staan die nuwe Jakobus ook op. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, en ek in sy naam gedoop word, toe staan ek ook op tot hierdie nuwe lewe. Ek moet net die lewe ontdek en ek moet dit leef, want dis waaroor dit gaan. Want skielik maak dit nie meer saak wat ander dink nie. Al wat saak maak is wat dink God. En God dink jy is vir my so waardevol, so kosbaar, en ek het jou so lief, dat ek nie net my seun vir jou aan die kruis laat sterf het nie, maar dat ek hom uit die dood uit laat opstaan het, sodat jy ook kan opstaan. Dis hoe ek na myself kyk. Dis die nuwe ek.
Dis hoe God my verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Dat ek sal glo van myself, wat God ook van my glo. Al wat saak maak, is wat in God. En so stelselmatig verdwyn die vrees en die onsekerheid, die twyfel en die selfkritiek. Maar as jy net Jakobus wat dit beleef het nie. Almal in die bofortrek, al die disippels, het dit ook so beleef. Want net in die laaste gedeelte van die Lukas Evangelie, staan daar, almal van hulle, het saam met hom gegaan, toe hy opgeneem is in die hemel. Met ander woorde, hulle lewens is heeltemal verander deur dit wat daar gebeur het. En daarom moet ons vanoggend uit hierdie opstandingsfees uitstap met die gedagte. Jesus leef en ons met hom. Die opstandingslewe is 'n lewe waar God my denke vernuwe, my gedagtes, oortuigings nuut maak. Die opstandingslewe is 'n lewe van gestuurdheid. Soos Jesus vir die disippels daar ook gesê het, julle is getuies van al hierdie dinge wat gebeur het, en julle moet dit nou vir die mense gaan vertel. Selfde met ons. 'n opstandingslewe is 'n lewe van gestuurdheid. Gaan wees 'n getuie van al hierdie dinge. En die opstandingslewe is 'n lewe in 'n nabye, intieme verhouding met die opgestane Here Jesus en die drie enige God. Amen. Kom ons bid saam. Dankie, Here, dat U ons in U groot genade nie aan onsself oorlaat nie, maar dat U ons ontmoet deur die Gees, en dat U Heilige Gees 'n goeie werk in ons begin, en ons gebed is dat U die goeie werk wat U in elkeen van ons begin het, sal voortsit en sal voltooi, sodat ons lewens 'n getuienis sal wees van Jesus, die opgestane Here, wat sit aan die regterhand van God, en van daar af oor alles heerskappy voer. Here Jesus, U is ons Here, U is ons koning, U is ons meester. Vir ons is daar niemand anders as U nie. Ons aanbid U. Amen.